Vader, ons aanbid U. Ons gee U die lof, die eer en die aanbidding. Want hoe groot is U? En as ons begin om U grootheid, Here, uit te getuig, Here, as ons nie genoeg woorde het nie. Ons kyk na die skepping. Ons kyk na die heelal. Here, wat kan ons anders te sê as hoe groot is ons God? En hierdie groot God is ook ons geneesheer. Here, U het al so baie van ons gebede beantwoord en ons sê vir U baie dankie daarvoor. Maar dankie ook dat U vir pastoor Antoni nou aanraak met volkome genesing. Want ons dien 'n groot God. Amen. En ons eer en ons loof en ons prys U. How great is our God? How great is our God? So roep uit ons binneste uit, Here. Hoe groot is U? En ons dankie daarvoor. In Jesus se kosbare naam. Halleluja. Baie dankie, jy kan die sitplekkies neem. Jy moet my maar verskoon, maar ek is nie ou wat kan stil staan agter 'n kansel nie. So ek gaan so 'n bietjie rondloop terwyl ek met U gesels. Op 'n versoek van pastoor Antoni gaan ek dan nou ook gesels oor gebed en hy het gevra ek moet oor dit praat. En dan volgende Sondag as ek hier is, nou is ek nog right, julle kan my hoor. Okay, volgende Sondag as ek hier is, dan gaan ek 'n bietjie met u praat oor die wedloop van die lewe. Waar is jy in hierdie wedloop? So dink 'n bietjie aan vandag en dink aan volgende week, want kom antwoord jy jou eie vraag. Waar is jy in hierdie wedloop? Amen. Prys die Here. Die krag van gebed. Wanneer ek dink aan gebed, dan dink ek aan die krag van gebed. Kan ek julle 'n verhaal vertel? My vrou gaan my skop. OK. En ek is in die Kaap, daar op die lughawe. En ek kyk na hierdie mense en hoe almal rondhardloop en goed is. Nou ek is 'n ou wat geen geduld het nie. Geen geduld. OK. Ek haat dit om in 'n queue te staan. Ek haat dit om in 'n traffic jam te wees. En toe trek ek Pretoria toe. En hier in Pretoria het ek geleer om geduldig te wees. Maar ek sit daar en ons moes al op die vliegtuig geklim het, maar ons is nog nie op die vliegtuig nie. En nou wag ek en ek is ongeduldig, en as ek ongeduldig is, dan begin ek my voet so op en af, beweeg my been en my voet, en toe kom hulle daar met 'n seentjie aangestoot in 'n rolstoel. Toe weet ek hoekom wag ons. Want hulle moet hom eers op die vliegtuig sit. En ek sê vir myself, Here, ek is jammer dat ek so ongeduldig is. Kyk hierdie arme seun, en ek kan rondloop, ek kan lekker wees, en ek het nie 'n probleem nie. En ek voel nou 'n bietjie sleg oor dat ek nou so ongeduldig was. En toe ons op die vliegtuig klim, raai langs wie sit ek? Langs die seentjie, jy's doodreg. En toe ek gaan sit, sê hy vir my, oom, hallo. Ek sê, hallo Sena. Hy sê, my naam is Dawie. Ek sê, hallo Dawie. Ek is Johan. Hy sê, dankie oom. Hy sê, oom, ek is 'n parapleeg. Ek sê, ek sien so Dawie. Hy sê, oom, as daar iets met hierdie vliegtuig gebeur, ek kan myself nie help nie. Moenie van my vergeet nie. Ek sê, dis reg Dawie, ek sal nie van jou vergeet nie. En ons vlieg, en elke persoon wat verbykom, dan stop hierdie seun hulle en sê, hoor hierso dame, hoor hierso, gou bietjie, my naam is Dawie. As daar iets met hierdie vliegtuig gebeur, moenie van my vergeet nie. Elke persoon stop hy so. En dan praat hy met hulle en sê vir hulle hierdie storie. En ons kom toe later, en kom hulle en hulle bedien ons met 'n toebroodjie en 'n koeldrank.
En nou Dawie, hy is klaar, geëet. Ek het nog nie eens die helfte van my toebroodjie geëet nie, toe sy al klaar. En hy sê vir my, oom, ek sê, ja Dawie, hy sê, gaan jy daai eet? Ek sê, nee Dawie, jy kan dit maar kry. En hy vat hom en hy eet hom. En toe hom klaar geëet het, toe sê hy vir my, oom, my koeldrank is klaar. Ek sê, jy het nog baie koeldrank, want ek drink stadig. Ek sê, ja Dawie, hy sê, kan ek 'n slukkie kry? Ek sê, daar is hy Dawie, vat maar 'n slukkie. En hy vat 'n slukkie en toe hom so neersit, toe dryf die krummel so bo op die koeldrank, en hy sê vir my later aan, oom, gaan jy daai koeldrank klaar drink? Ek sê, nee Dawie, jy kan dit maar kry. En ons land toe later aan, hierso by, toe was dit toch Jan Smits lughawe, ons land daar, en daar kom sy pa en sy pa kry hom. En terwyl ek terugry huis toe, sê die Here vir my, almal op die vliegtuig ken Dawie. Maar ken God jou, soos almal op die vliegtuig Dawie geken het? En ek het net so klein bietjie daaroor gedink. Met lockdown, julle ken die dag van lockdown, daai oggend vroeg het ek met my kerkraad vergader daar in Bronkhorstspruit. En ons beplan nou, hoe gaan ons die gemeente bedien in hierdie tyd van lockdown, en daai ou gaan maandag, daai ou gaan woensdag, ek gaan sondag, en so maak ons nou planne. En ewe skielik kyk een van die kerkraadlede na my, en hy sê vir my, pastoor, hoekom hang jou gesig? Ek sê, ek was by die dokter, ek het my inspuiting gegee. Want ek kry geld so nou en dan. Hy het my inspuiting gegee. En hy sê, nee jong, jou gesig hang baie. En ek dog toe wel, dis nou niks nie. Na die diens vat Philip my terug huis toe, en toe Nelly my sien, sê vir my, terug dokter toe met hom, terug dokter toe met hom. En ek dog toe, wat gaan aan? Sy sê vir my, jy het 'n beroerte gehad. Terug dokter toe, kom daar by dokter Westerman, en hy spuit my 'n kortison in, en hy sê vir my, gaan maar huis toe. Ek kom by die huis, en nou my vrou is lekker in die media goed hoor, ek vertel net so, en sy is daar op die media groep, en sy sit daar in, sy sê, julle moet bid vir pastoor, hy het 'n beroerte gehad. En dit was net so, begin aand, so hier 8:00 se kant, 8:30, 9 se kant, toe lei die foon, toe sit een van ons vriende, wat ook op 'n plaas bly, 'n boer met die naam van Hendrik Skooman. Toe bel hy my en hy sê vir my, pastoor, waar is jy? Ek sê vir hom, ek's by die huis. Hy sê, jy het 'n beroerte gehad en jy's by die huis. Nou sy skoonma het toe ook met 'n beroerte, dieselfde tipe beroertes, en sy's bedlend en sy's in 'n rolstoel. En dit gaan baie sleg met haar. Hy sê, nee, pak jou tasie, ek kom jou nou haal. Ek kom, en my vrou pak my tasie, en hy kom haal my, en ek en sy dogter en Hendrik ry Wilgers Hospitaal toe. En die hele pad wat ek ry, sê ek vir myself, sê ek, Here, my naam is Johan. As daar iets met hierdie liggaam gebeur, ek kan myself nie help nie. Moenie van my vergeet nie. Die hele pad wat ek soontoe ry, ek praat nie met hulle nie, die hele pad praat ek net met God. Jy gaan nou sien waar dit ook inkom by die gebedsding wat ek vir jou gaan sê. En weet jy wat gebeur met my terwyl ek in die hospitaal is? Kry ek 4 beroertes, nog 4 beroertes. 2 keer het hulle Nelly gebel en vir Nelly gesê, kom groet jou man, ons kan vir hom niks doen nie, hy is besig om te sterf. Hier staan ek. Hoe groot is ons God? Ek vra weer vir jou, hoe groot is ons God? Ken God jou? Ken God jou? Hoe lyk jou gebedslewe, my liewe boetie en sussie? Ek gaan kom met die modelgebed vanoggend, en ek wil die modelgebed op 'n ander manier aan jou oordra. Jy het dit seker al baie preke hier rondom gehoor, maar ek gaan vir jou vra, luister net 'n bietjie na my. Ek wil net so klein bietjie met jou gesels rondom
die modelgebed. Kom ons lees saam uit Matteus uit. Dankie seun. Daar staan dit geskrywe, en wanneer jy bid, kyk met wie praat die Here? Die Here praat met jou, en hy praat met my. Ek wil hê jy moet sien, hierdie is regtig 'n brief of 'n stuk in die Bybel aan jou en my gerig. Maar wanneer jy bid, wees nie soos die geveintes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoge en op die hoeke van die strate te staan en bid, en om deur die mense gesien te word. Nou ek sê vir jou vriendin, luister mooi na my. As daar een gebed is wat ek glo God nie na luister nie, is dit daai gebed. Maar wat het die ouens in daai tyd gedoen? Hulle loop op die straat se hoek, dan gaan staan hulle daar, en maak hulle oë toe, en dan kyk hulle so skeefies tussen hulle oogies uit, terwyl net so klein bietjie ooppak. Dan kyk hulle tot daar klomp mense is, en veral belangrike mense, dan trek hulle weg. O my God, ja, die Here, en dan so bid hulle, en hulle bid, en hulle bid, en hulle bid, om deur die mense gesien te word. Nou God sê, ek hou nie van so 'n gebed nie. Nou sê hy nie, jy mag nie bid in die kerk nie, hoor. Hy sê, want my huis sal 'n huis van gebed wees. So as hulle jou nooi om te kom open of af te sluit met gebed, moet nou nie dink dat jy doen dit om gesien te word nie. Ek wil net hê dat jy moet verstaan wat 'n gebede antwoord God nie. En hy gaan verder, hy sê, maar wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En hier het ek 'n diep studie gemaak hierdie week wat verby is. Binnekamer. Waar is jou binnekamer? Jou slaapkamer. Jou leerkamer. Dis 'n goeie vraag. Waar is jou binnekamer? Ek hou van jou, my vriend. Maar kom ek sê vir jou, waar was die binnekamer daar waarna die Here verwys het? Daai huise se dakke was plat. Kan jy die verhaal onthou van die man waar hulle die dak oopbreek om hom af te sak, die lam man, voor Jesus se voete? Maar in die hoeke, verste hoeke van die trappe af, was daar 2 kamers. En dis waar hulle gaan het as hulle alleenig wil wees. Dit was hulle binnekamer. Maar ek en jy het nou nie so 'n kamer nie, of jy kan so 'n kamer in jou huis hê waar jy afgesonder is en waar jy alleenig is. Dis jou binnekamer. Maar ek wil staan met my boetie daarso stem. Hier en hier is ook jou binnekamer. Jy kan met God kommunikeer sonder om 'n hardop woord te sê. Ons noem dit breath prayer. Jy kan met hom kommunikeer in jou gedagtes. En kom ek sê vir jou, my boetie en my sussie, dat wanneer ek in daai verkeer ry, ek vat my dogtertjie skool toe, en dis 'n rye karre, dan begin ek met God gesels. Ek gesels nie hardop nie, ek gesels hier. En dit het my rustig gemaak, dit het my gemaak dat ek het kan verdra as 'n taxi voor my insny, ek slek partykeer af, nie altyd nie, partykeer. Okay, slek ek af, laat hulle maar inkom, partykeer loos ek het nog so 'n bietjie, julle weet mos, dan wat sê ons is maar net human, né? Maar verder gaan dit goed. En kom ek gee vir jou vinnige getuie uit. Ek ry en ons kom so by 'n sirkel en hier kom 'n taxi van hierdie kant af, maar hy het heeltemal al die verkeersreëls daar in Rubensteinstraat gebreek en hy kom en hy ry af en hy kom hier voor ons in en ek slek af en ek gee vir hom laat hom maar voor my ry. En ek laai af by die skool en ek kom terug, nou moet ek ook hier in 'n weer 'n besige pad inkom van 'n ander pad af. Raai wie gee vir my plek? 'n Taxi. Wat jy saai, sal jy maai. Die woord van God is fantasties, né? Is dit nie? Mooi. So kyk wat hy sê, gaan jy in jou binnekamer. En ek wil vir jou vra, wat se gebed doen jy in jou binnekamer?
Ek gaan jou gebed leer vanoggend, wat jy in jou binnekamer eintlik behoort te bid. En dan gaan jy wys hoekom jy dit moet bid. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer en sluit jou deur en bid jou Vader. En as jy bid, kyk vers 7, gebruik nie ydelle herhaling van die woorde nie. Dis nog 'n gebed waarna God nie luister nie. Vader weet wat jy nodig het. 100%. Dis kom ek jou wil 'n gebed leer vanoggend wat jy baie goed ken. Maar ek wil hê jy moet hom in jou binnekamer bid. En dan gaan jy jou vertel hoekom wanneer ek deur die gebed werk vanoggend. Alraai. Hy sê want hulle dink dat deur hulle baie woorde hulle verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle hom gevra het. Ag man, ons dien 'n groot God. Ek hou van daai liedjie. Amen, prys die Here. Die volgende een asseblief seun. So moet julle dan bid. Wie sê dit? Jesus sê dit vir jou en vir my. Wat is jou gebed in jou binnekamer? Die Onse Vader. Kom ons wees eerlik hier, ons is nou almal eerlike mense, ons sit in die teenwoordigheid van God. Wie van ons bid die Onse Vader in ons binnekamer? Wow, julle is beter as ek. Toe ek hierdie ding voorberei, toe sê ek, ek bid geen ander gebed weer nie. Nou bid ek die Onse Vader. Want daar is krag en ek gaan nou vir jou 'n bietjie werk deur die Onse Vader. As jy my gaan toelaat, laat ek net dit vir jou mooi verduidelik. Kyk wat sê hy daar in die begin vers 9. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Waar begin hierdie gebed? Lof en eer aan die grootte God wat ek en jy dien. Halleluja. Lifting up Jesus. Dis om God te vat hier van die aarde af en om op te lig in die hemele in. Wanneer jy begin met Onse Vader wat in die hemel is, want hy is verhewe bo alles en almal. Daar is nie 'n ander God soos God nie. Ons het dit nou gesing. Dink dit 'n bietjie mooi. Ek vra vir jou mooi, dink 'n bietjie mooi oor daai woorde. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Daar kom jou eerste petisie. Laat u naam geheilig word. Here, ek is niks. Die mense hier is niks. U is alles. U is alles. Laat u naam geheilig word. Jy sal sien in Onse Vader is daar 7 petisies. 'n Petisie is iets wat ek wil graag hê God moet vir my doen. Here, laat u naam in my lewe geheilig word. Nou sal ek kyk hoe ek praat. Ek sal kyk hoe ek loop. Ek sal kyk hoe ek doen. Laat u naam geheilig word. Kyk wat gaan hy dan verder. Hy sê, laat u koninkryk kom. Ek hou van hierdie ene. Dan sê hy ook, laat u wil geskied soos in die hemel so ook op die aarde. En pastoor Antonie, ek hoop jy luister vir my. Wat is die wil van die Here in die hemel en op aarde? In die hemel geen siekte. Pastoor Antonie, aanvaar jou volkome genesing in die naam van Jesus. Amen. Ek bid dit dan. Hoekom kan ek dit nie sê nie? Amen. Laat u wil geskied. Wat is die wil van die Here? Vrede. Sal u nie laat daar moet vrede op die aarde wees nie? Maar hoekom is daar nie? Oor die mens en die mens se selfsugtigheid en die mens se selfsugtige begeertes so goed. Ons gaan nou daarvan lees. OK.
want Jakobus sê dit, julle het nie, want julle bid nie reg nie, julle bid om dit in julle eie selfsug te volbring. En ons het so selfsugtig en gesentreerd, selfgesentreerd geraak, dat ons vergeet van hierdie groot God wat ons dien. Dis hoekom ek dink hy sê, gaan in jou binnekamer, dan so moet jy bid, Onse Vader wat in die hemel is. Ek weet nie, maar hierdie gebed het net vir my 'n nuutheid geword in my hart. Hy gaan daar verder en sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Hier kom jou fisiese behoefte. Is dit nie die Bybel wat ook sê, Vader sorg vir die mossies nie? Sal hy nie ook vir jou en vir my sorg nie? Hier kom jou fisiese behoefte. Hoekom moet ek sê, en Here, ek soek 'n Mercedes, en Here, ek soek dit, en Here, ek soek dat. Hoekom moet ek dit sê? Vader weet dan wat ek nodig het nog voordat ek gevra het. So as ek vir Onse Vader as my modelgebed gebruik, en ek kom daar so en ek sê, gee my vandag my daaglikse brood, sê ek vir die Vader, Here, alles wat ek vandag nodig het, voorsien vir my asseblief. En as jy dit nie glo nie, dan moet jy volgende keer stil bly as jy hierdie liedjie sing, hoe groot is ons God. Want Vader voorsien in jou en my behoeftes, ek kan sien, julle lyk almal goed. Hy voorsien in ons behoeftes. Alles wat ons nodig het. Gaan dit altyd maanskyn en rose? Nee, maar God voorsien nog steeds. Is dit nie waar nie? Amen. Prys die Here. Hy sê, gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Gister was Saterdag. Ek hoor dan nie, jy is 90. Amper. Ek kan nou sê vir my, gister, wat het jy gister gedoen? Lekker gesing. OK. OK, en wat 'n sonde het jy gedoen? Hoor mooi wat sê. Ek kan nie onthou nie. Wat 'n sonde het jy gister gedoen? Miskien is daar sonde wat jy ook nie kan onthou nie. Miskien is daar sonde wat jy nie bely het nie. En ons weet dat die weg na die hemel is deur belydenis. Vergewe ons skulde. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi dat wanneer ek hierdie Onse Vader bid, dat ek my verkeerd voor my Vader kan lê nie, en hy my vergewe nie? Dink 'n bietjie daaroor. Moet ek nou gaan in myself, want jy weet dis wat hulle gedoen het in die ou tyd, né? Die priesters en daai ouens, toe hulle nou gehoor het dat hulle sondaars, en dan vat hulle 'n sweep, dan trek hulle kleed uit, of vat hulle sweep, dan slaan hulle met 'n sweep soos die Here geslaan is. Hulle sweep het ook 12 punte gehad, en dan ook daai goed, dan slaat hulle self so. En dis hoe Paulus en al die ander was so, het hulle self so gekastei, tot hulle gekom het by die woord van die Here, wat sê, nou is daar geen veroordeling vir hulle wie in Christus is nie. Hoekom word ek nie veroordeel in Christus nie? Want ek kan die Onse Vader bid, vergewe my skulde, soos ek ook die skuldenaars vergewe wat teen my gesondig het. Hoeveel mense het jou seer gemaak hierdie laaste maand? Kan nie onthou nie, maar daar is. Nou as jy die Onse Vader bid, dink 'n bietjie mooi. Vader, ek het hulle vergewe. En as jy vergewe, dan word, as jy hulle vergewe word, jy vergewe. Amen. Dink 'n bietjie hoe mooi. Ek vra vir jou mooi. Hierdie is 'n fantastiese gebed, en ek het vir pastoor Antoni gesê, ek wil graag hierdie bid by julle. Dit vir my verskriklik beteken. Vra my vrou, ek het 'n hele week aan hierdie gebed gewerk. Hy gaan verder en hy sê,
Hy sê, en lei ons nie in versoeking nie. Waardeur kom die sonde? Deur die versoeking. As ek bid, Here, lei my nie in versoeking nie, dan weet ek dat ek nie teen God gaan verkeerd optree nie. Maak dit vir jou sin? En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Nou wat is verlos van die bose? Spiritual warfare. Jy al daaraan gedink? Nou hoef ek nie te gaan en sê, duiwel, ek slaan jou op jou neus. Duiwel, ek skop jou onder die alie nie. Ek hoef nie daai dinge te doen nie. Ek hoef net die Onse Vader te bid. Dan het ek al klaar spiritual warfare gedoen. Dink jy nie God het dit maklik gemaak nie? Dink 'n bietjie skattebol, het papa julle al geleer hoe om spiritual warfare te doen? En dit was kwaai, né? Maar kyk wat sê die Here. Dit is Onse Vader. Mense, ek wens ek kan dit by jou los vandag. Hoe kragtig is die Onse Vader? Hy sê daar, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Waarmee kom sluit hy af? Vierde keer met die grootheid van God. Want aan U behoort dit. Aan U behoort die koninkryk en die krag tot in alle ewigheid. En dan sê hy amen. Nou hier kom nou ietsie moois. Ek gaan vir jou iets anders van amen leer vandag. Okay. Kyk waar begin ons. Onse Vader. 'n Aanspreekvorm waar ons God kom goeiemôre sê of goeienaand sê. En dan sluit ons af met die woord amen. Totsiens Vader, tot ons weer met mekaar praat. Is dit nie so nie? Dink 'n bietjie mooi daaraan. Jy sit nou 'n klein seentjie hierso. Mamma, luister gou vir my. Luister gou vir my. Laat jy moet met jou gesels. Nie altyd nie. Maar gelukkig ook like Vader, jy moet altyd met hom praat, né? Ja. Dis hoekom hy hierdie gebed gegee het. Hoekom? Want hy wil hê dit moet 'n vader, ouer verhouding, 'n kind-ouer verhouding wees. Wanneer ek met my Vader praat, dan moet dit 'n vader-kind verhouding wees. Seun of dogter. Praat met Papa. Onse Vader wat in die hemel is. Hy wil graag hê dat jy moet met hom so gesels. Dis kom hy dit daarop geskryf het. Hy wil graag hê dat jy moet met hom kommunikeer elke dag. Wat gebeur as jy nie elke dag met jou pa praat nie? Dan dink hy jy's kwaad vir hom. As ons nie met God elke dag praat nie, dink jy nie ook hy dink ons is kwaad vir hom nie? Ek dink so. Wat sê jy, jongman? Praat ek nonsens? Is so, né? Jy wil elke dag praat. Kyk 'n bietjie mooi daar. Kyk 'n bietjie mooi. Dis 'n vader-kind verhouding. Hy sê, want as julle mense hulle oortreding vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Ek het dit daar aangesit, want ek wil hê jy moet sien, ek jok nie vir jou nie. Wanneer ek kom en ek bid daar, vergewe ons skulde, dan sê Vader, jy's ook vergewe. Dis 'n kragtige gebed. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer. Hierdie glo ek behoort ons gebed in die binnekamer te wees. Kan jy 'n bietjie dink hoe dit gaan klink as oor die 2 miljoen mense of miljard mense die Here se gebed bid in die dag? Of wat het hierdie gemeente? As almal van ons die Onse Vader bid, kan jy dink wat gaan op na die hemel toe? Ek dink hier is baie krag hierin. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal die Vader julle ook nie vergewe nie. Daarom is dit belangrik dat ek en jy die Onse Vader bid.
Because I forgive and am forgiven. Dit is belangrik. Ek dink daar is nog eenetjie wat ek nog wil net een slaaitjie doen, hoor. Dankie. Kyk wat sê Lukas 11. En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het: Here, leer ons bid soos Johannes ook sy disippels geleer het. Johannes het sy disippels geleer bid. Moet die Here nie jou en my ook leer nie? Gaan weer een terug asseblief, seun. Een slide terug. So moet julle dan bid. Daar leer hy ons. Kan ek hierdie gebed eenkant toeskuif? Ek glo nie. Ek dink ek moet hierdie gebed my gebed maak. Dis my besluit. Ek het besluit ek gaan nie Onse Vader bid. Want dit sluit alles in wat 'n seun met sy vader verhouding kan hê. Die Christen sterf. Nou kom daar bo by die hemelpoorte. En die engel kom, en die engel kom vat sy hand en hy sê, kom, ek vat jou vir 'n toer deur die hemel. En hy loop en hy sien hemelse poskantoor. En hy sê vir die engel, ek het nie geweet die hemel te poskantoor nie. Hy sê, ja, die hemel te poskantoor. Kom, ek vat jou daar in en gaan wys ek vir jou. En hy vat hom in en hy kom hulle in die eerste kamer in. 'n massiewe groot kamer, met baie engele. Eers en dit word so gewerk daar. Hulle is besig. En hy sê, wat 'n kamer is hierdie? Hy sê, dis die versoekkamer. Dis waar ek en jy ons versoeke na God bring. Nou as ek Onse Vader bid, dan kry ek 7 versoeke wat ek na die Vader toe rig. Die oomblik wat ek Onse Vader bid. So as ons almal saam die Onse Vader bid, kan jy dink hoe besig is die engele. En hy kyk so en hy sê, "Sjoe, ek het nie geweet dis so nie." Hy sê, "Ja, maar kom ek vat jou na die volgende kamer toe." En hy vat hom in die volgende kamer in en daar is dit net so besig. Massiewe groot kamer en hulle is besig om te verpak en hulle is besig om te werk. Hy sê in hierdie kamer, hy sê nee, dis die uitvoerende kamer wat uitvoer jou gebede. God slaap nie, kind van die Here. Wat jy hom vra, sal hy vir jou gee. Daarom begin ons met die wil van God in hierdie gebed. Want wanneer ek daar kom, Here gee my daaglikse brood, dan sal dit volgens die wil van God aan my gegee word, wat ek nodig het vir daai dag. En die volgende dag moet ek dit weer bid, en die dag daarna weer bid. Want God is nie elke dag. So dink 'n bietjie aan dit. Dink 'n bietjie aan die Onse Vader, bietjie, miskien het jy nou vandag gehoor in 'n ander lig. Ek hoop ek kon iets by jou gelos het vanoggend. En hy loop so met daai ou aan, en dit is 'n lang gang, en hy loop so en hy sien daar's 'n kamer deur, tog deur ver in die gang, aan die einde, en hy sê, wat's in daai kamer? Hy sê, kom ek gaan wys jou. En hy kom daar by daai kamer, ou seun. En weet jy wat's in daai kamer? Net een engel. En weet jy wat doen hy? Niks. Hy vra vir hom, nou hoekom? En hy sê, dis die dankseggingskamer. Hoeveel van ons sê regtig dankie vir wat ons het? Eina, wat is die waarheid? Dis hoekom die Onse Vader afsluit, maar aan U behoort die koninkryk en die krag, die dankseggingsdeel van die gebed. Kan jy sien hoe mooi kom die Onse Vader en hy vul alles in gebed wat ek en jy nodig het om te bid. Ek sluit af en ek vra vir jou staan saam met my asseblief.
gaan jou nou vra om saam met my iets te doen. En dis om die Onse Vader saam met my te bid en ons sluit die diens met dit af. Is jy gereed daarvoor? Kyk, bid saam met my. Onse Vader, wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons skulde, net soos ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die mag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Prys die Here, mag U 'n goeie dag verder hê.